So, vandag is ons in Handelinge 23. Nou laasweek het ons gekyk waar Paulus sy getuienis gedeel het voor die Jode en toe hy by die gedeelte kom waar hy met hulle praat en sê dat God hom gestuur het na die heidene toe sê hulle nee, hier tot hier toe en nie meer verder nie. Hierdie man moet doodgemaak word en die Romeinse soldate gryp vir Paulus en hulle vat hom in die paleis in om hom weg te hou, want die Jode wil hom doodmaak. Hulle moes hom letterlik ingedraai het. So ek wil net hê ons moet die laaste gedeelte van Handelinge 22 lees, vanaf vers 30 en dan vers 1 en 2. En die volgende dag wou hy met sekerheid weet waarvan hy deur die Jode beskuldig was. En hy het hom van sy boeye losgemaak en bevel gegee dat die owerpriesters en hulle hele raad moes vergader. En hy het Paulus afgebring en voor hulle laat staan. So wat nou hier gebeur is, hy het die geleentheid gehad om die evangelie, of eintlik net sy getuienis met hulle te deel, van wie hy was, wie het hy ontmoet, en hoe sy lewe nou lyk, nadat hy Jesus ontmoet het, na wedergeboorte. En toe Jesus hom die opdrag gee, om uit Jerusalem uit te gaan, na die heidene toe wil hulle nie hoor nie. Maar hierdie Romeinse man wil weet wat gaan aan, want die Romeine was daar gewees om vrede te hou. En hulle wil weet, hoekom wil hulle hierdie man doodmaak? En nou roep hy hulle almal bymekaar. En hy wil nou, saam met die raad, wil hy nou hoor, hoekom is hulle kwaad vir Paulus? So kom ons hoor nou. En Paulus het die oë op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Maar die hoofpriester Ananias het bevel gegee aan die wat by hom staan om hom op die mond te slaan. Nou, eerstens sê Paulus iets wat dis nogal radikaal om te sê hy staan met 'n skoon gewete voor God en alles wat hy gedoen het, doen hy met 'n skoon gewete. Tweedens, toe Ananias dit hoor, hy gee een sin, sê Ananias al klaar, slaan hom. Want hy sê iets wat nie reg is nie. So ek wil hê ons moet na al twee hierdie punte gou kyk. Filippense 3 vanaf vers 1 tot 8 gee vir ons die voorbeeld van Paulus, 'n lewe wat hy gelei het. Kom ons lees in Filippense 3 vanaf vers 1 tot 8. Want Paulus sê hierso, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. So hy sê, my gewete is skoon voor God, tot en met hierdie dag. Hoe kan Paulus dit sê? Kom ons lees wat sê hy, vanaf vers 1 tot 8. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan jou te skryf nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. So die versnyding is die mense wat bedien het om, dat as jy 'n Christen geword het, dan moet jy jouself besny het. So hy sê, wees versigtig vir hulle. Want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. So hierso begin Paulus nou sê, as daar iemand is wat kan vertrou op die vlees, hoor nou wat sê hy. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. So wat sê Paulus hier in hierdie gedeelte vir die Fariseërs, vir die raad? Hy sê vir hulle, ek het my lewe totaal en al toegewy aan Christus, aan God.
Voordat hy Jesus geken het, het hy 'n lewe gelei wat hy alles in sy vermoë gedoen het om die beste te kon wees, 'n fariseer van fariseërs gewees, 'n Hebreër van Hebreërs. Hy sê as rondom die wet onberispelik het hy die wet gevolg. So hy sê ek het alles gedoen, maar wat hy toe besef het toe hy Jesus ontmoet het, is dat die wet jou nie kan red nie. En die dag toe hy Jesus ontmoet, toe besef hy kort 'n redder. En hy sit sy geloof in Jesus Christus en sy hele lewe verander. En van daai oomblik af is hy besig om alles te doen wat God van hom verwag om te doen. Nou ek en jy het nie daai getuienis nie. Wel, dalk het van julle, ek het verseker nie daai getuienis nie. Want my lewe was nie onberispelik voordat ek Jesus ontmoet het nie. My lewe was gemors. My lewe het uitmekaar uitgeval. Dit was nag gewees voordat ek Jesus ontmoet het. So ek kan nie daai woorde sê dat my lewe onberispelik is nie. Maar Paulus sê daai woorde. En ek dink nie ons moet daai woorde ligtelik vat nie. Paulus was regtig 'n man wat 'n voorbeeld was tot vir die fariseërs en die sadduseërs. 'n Man wat ywerig was vir God, soveel so dat hy die kerk vervolg het. Hy het dit gedoen want hy het gedink dit is wat God wil hê. Maar toe hy besef dit is verkeerd, toe het hy gestop wat hy doen en sy lewe begin reg lei. Die wet was nooit 'n manier tot redding gewees nie. Die wet was daar om te besef dat ons dit nie kan onderhou nie, dat ons 'n redder nodig het. Dit was 'n leermeester om ons eintlik te wys na Jesus toe. En Paulus weet dat jy nie uit die vlees uit geregverdig kan word nie. Jy kan slegs regverdig word deur Jesus en dit wat hy vir jou gedoen het. Wat vir my interessant is toe Paulus dit vir hulle sê, toe laat Ananias hom slaan. Een sin. Nou ek weet nie wie van julle was al in 'n gesprek gewees nie. Maar een sin later in 'n gesprek en hier laat hy jou som op die mond slaan. Nou dit is nie 'n goeie begin van 'n gesprek nie. En dit is vir my hartseer dat dit gebeur het, want was dit reg van Ananias om dit te gedoen het? Kon hy hom eintlik net laat slaan? En ons gaan nou sien dat hy nie kon nie. Maar my vraag wat ek vir jou wil vra is, hoekom bevind Paulus homself in hierdie situasie? Dink julle dat Paulus 'n moeilike mens was? Dink julle dat Paulus heeltyd rondgeloop het en moeilikheid gesoek het? Ek dink nie so nie. Ek dink nie hy was daarop uit om moeilikheid te maak nie. Ek dink nie hy was daarop uit om moeilik te wees nie. Maar Paulus het 'n standaard gehad wat die woord vir hom gegee het om te sê, dis hoe ek my lewe moet lei en daar is een manier van redding en dit is in Jesus Christus. En as gevolg van dit het Paulus homself heeltyd in moeilike situasies gekry. As ons gaan kyk na Jesus se lewe, wil ek jou dieselfde vraag vra. Dink jy Jesus was 'n moeilike mens? Ek glo nie so nie. Maar elke keer het Jesus homself in moeilike situasies gekry wat hulle hom wou doodmaak, en elke keer het hy ontvlug, tot op 'n dag wat hy gesê het, dit is bepaal dat ek op die kruis moet sterf. So die vraag wat ons eerder moet vra is, wat is die toestand van hierdie wêreldse stelsel? Sou julle sê die wêreldse stelsel is primêrlik goed, of is dit primêrlik sleg? Ek dink daar is mense wat goed wil doen. Ek dink daar is goeie mense in hierdie wêreld, maar primêrlik is die stelsel nie goed nie. Primêrlik is die stelsel om af te breek. Dit is die agenda van die duiwel, is om mense weg te hou van God af en te verwoes, te slag en dood te maak. Dit is die agenda wat die duiwel het. Nou as ons sê die wêreld was primêrlik goed, dan is die vraag, moet ek en jy as Christen dan teenstand beleef? Nee, want as die wêreld primêrlik goed was, dan gaan ons maar net saam met die vloei, is dit nie so nie? So dan gaan ons mos nie regtig teenstand beleef nie. Maar, as die wêreld,
en dit is wat ek glo, primêrliks, die wêreldse stelsel primêrliks sleg georiënteerd is, dan gaan jy as Christen teenstand beleef. Hoekom? Want jy doen dinge anderste as wat die wêreld dit gedoen wil hê. Ervaring wys meer en meer, as jy wil lewe volgens die woord van God, en jy wil teestand bied volgens hoe die wêreld dinge doen, moet jy verwag dat die wêreld teenstand gaan bied teen jou. Jy moet dit verwag. Daar was 'n man gewees wat hulle die gemeente wou graag elke Woensdag het hulle geleentheid gegee dat mense getuienisse kon deel. En daar's 'n man wat elke Woensdag en sê hy, "Ja, laasweek het was rof geweest. Ek het gewandel, ek het gestap en dan ontmoet ek die duiwel en ek staan hom te en ek veg en dan bring die Here verlossing en ek kon deurgaan." En dan deel hy sy getuienis elke week. Deel hy so. En daar's 'n ander man, hy kyk hierdie ding so. En een keer na die getuienis vra hy vir die ou. Hy sê vir hom, "Jy sê elke week jy ontmoet die duiwel en jy staan hom teen en dit is moeilik en dit al hierdie goeters." Hy sê, "Ek het nog nie dit beleef nie. Ek het nog nie so ietsie beleef nie." Hy sê, "Jy moet versigtig wees dat jy nie saam in dieselfde rigting stap as die duiwel nie." En dit is wat ek vir ons wil sê vandag. Ons moet die vraag vra, as die wêreld teen ons is en nie vir ons is nie, wil ek jou die vraag vra, hoe lyk dit? Beleef jy teestand in jou lewe? Want dit gaan nie altyd goed gaan nie. Nou die Here sê, ek het vir julle voorspoed instoor, maar dis nie die voorspoed van die wêreld nie. Dis nie hoe die wêreld die dinge wil doen nie. En ons lees dit in Johannes 16 vers 33. Maak julle Bybels oop, Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Is dit nie goeie woorde om te hoor nie? Is dit nie berustingende woorde om te weet dat ons goeie moed moet hou, want Jesus het die wêreld oorwin. Nou die Engelse woord hierso vir verdrukking is tribulation. En tribulation kom van 'n woord wat 'n implement is, 'n tribulum. Nou ek wil hê julle moet gou kyk na 'n tribulum, hoe dit lyk. Nou in Jesus se tyd en nog na dit was daar is hy daar op. OK. In Jesus se tyd en nog na dit het hulle 'n tribulum gebruik. Dit is daai ding wat die man wat agter die osse is op staan. Aan die regterkant kan jy sien daar's sulke klippe in, gleefies, wat hulle in 'n houtplank gesit het. En dan wat hulle dan doen is, hulle staan op hierdie tribulum en die osse trek hierdie tribulum en dit skei die koring van die kaf. OK, dit is hoe hulle, dit was hulle stroper gewees, as ek dit so kan sê. Nou, dit is wat Jesus, hy gebruik hierdie voorbeeld om te sê, julle gaan tribulation beleef. So wat hy eintlik sê is, jy as koringkorrel gaan bietjie geskuur word. Jy gaan tussen 'n klip en 'n harde plek wees. En dit gaan nie altyd lekker wees nie. Dit gaan nie altyd lekker in hierdie wêreld wees nie. Maar hy sê, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. So wanneer jy voel, jy is tussen 'n klip en 'n harde plek, jy weet nie meer wat om te doen nie. Jy weet nie wat se rigting nie. Vertrou die Here. Vertrou die proses wat hy het vir jou lewe, sodat jy skoon kan kom. Want die plan van daai skeiding tussen die koring en die kaf is dat die koring gebruik kan word, dat die kaf uitgesif kan word, dat daai koring bruikbaar kan wees. Die Here wil goeders in ons lewens uithaal. Hy wil hê daar moet goed uitkom wat hom nie verheerlik nie, sodat ons bruikbaar kan wees vir hom. So God se begeerte vir my en jou is dat ons werklik anders sal lyk as die wêreld. Maar nie net eendag nie. Hy wil nie hê in ewigheid nie. Hy wil nou al hê ons moet anders te lyk. 'n koring lyk nie soos die kaf nie. Koring is iets wat gebruik kan word. Die kaf moet weggegooi word. Kan niks met dit doen nie.
Die Here wil goed in ons lewens uithaal, wat vir hom nie nutvol is nie, wat nutteloos is, wil hy ontslaa raak uit ons lewens. En ons moet toelaat dat hy daai proses in ons kan doen. Kom ons lees wat gebeur verder in Handelinge 23 vers 3. Toe sê Paulus vir hom, God sal u slaan, gewitte muur. U sit tog om my volgens die wet te veroordeel en beveel u in stryd met die wet dat ek geslaan moet word. So wat gebeur hierso? Hulle slaan vir Paulus en hy sê gewitte muur. Nou dit is so dieselfde skrif wat hy gesê het, julle is whitewashed walls. Julle lyk mooi van buite af, maar binne is julle eintlik dood. Dit is wat hy hierso vir Ananias sê. Hy sê, u sit tog om my volgens die wet te oordeel en beveel u in stryd met die wet dat ek geslaan moet word. So wat sê hy hierso? Jy as die regter, as die ene wat moet oordeel oor die wet, kan nie nou gaan en teen die wet gaan nie. Want deur om Paulus te geslaan het Ananias teen die wet wat in Deuteronomium gesit is, gegaan. Want daar was nog nie 'n vonnis uitgespreek oor Paulus nie. So hy kon nie hom laat slaan nie, maar hy het hom laat slaan. Ek wil vir jou sê, ek en jy moet versigtig wees wanneer ons in gesagsposisies is. En ons dink baie keer 'n gesagsposisie is iemand wat 'n gemeente lei, soos wat ek is, wat waar is, dit is 'n gesagsposisie. Of ons dink 'n gesagsposisie is iemand wat oor Madibeng is, wat al die keuses daar, of alles moet deur hulle gaan, wat waar is, dit is 'n gesagsposisie. En ons dink die president is 'n gesagsposisie, maar waar jy gaan, het jy gesag, want jy is in 'n gesagsposisie. Is daar mense onder jou? Ja. 99% van die tyd is daar mense dalk onder jou. As jy in 'n skool is daar mense wat moontlik opkyk na jou. So jy is in 'n gesagsposisie. Nou as ons daai gesagsposisie gebruik vir ons win, dan is ons op 'n baie slegte plek. Want die gesagsposisie is nie verhewe bo die wet wat ingestel is nie. Die gesagsposisie bly onderhewig aan die wet wat ingestel is. Ek kan nie hierso staan en sê, weet jy wat, kom ons doen dit maar so, maar is teenstrydig met die woord nie. Die woord is bo my. Ek is nie bo die woord nie. Die woord is die gesag wat ek moet lei en my lewe na toe moet rig. Wanneer ek in 'n gesagsposisie kom, maak my dit nie verhewe bo die wet nie. Die president van hierdie land is onderhewig aan die wette van hierdie land. Nou ek bid dat dit alles reg uitgevoer word, maar dit spreek hom nie vry van die onderhewigheid aan die wet nie. Ananias verteenwoordig tot 'n mate God in die posisie wat hy homself bevind, as die een wat moet bepaal wat moet gebeur met Paulus. En nie net Paulus nie, alles wat rondom die Jode te doen gehad het. Maar Ananias gebruik daai posisie nie om God reg te verteenwoordig nie. Hy gebruik daai posisie vir sy eie win. En daarvoor moet ons baie, baie versigtig wees. As jy as pa dalk sê, doen wat ek vir jou sê, moenie doen wat ek doen nie, dan is dit presies waar jy jouself bevind. Jy wil verhewe wees bo die standaard van hoe 'n Christen se lewe moet lyk. Nee, jou kind gaan doen wat jy doen. Hy gaan nie doen wat jy vir hom sê nie, want hy leer deur om te sien. En dit is waartoe God ons roep. As jou lewe in orde is, dan is dit 'n plek wat jy reg onderskeid neem oor hoe om dinge te doen. Maar as jou lewe nie in orde is nie, as jy gekonfronteer word met 'n moeilike situasie, dan gaan jy eerder sê, hoe sou ek dit wou gehad het, dit moes gebeur. En dan gaan jy die woord begin manipuleer en draai om in te pas by hoe jy dink dinge gedoen moet word. In plaas van dat jy sê,
ek is onderhewig aan die woord, ek sien hierdie is nie reg in my lewe nie, Here help my, vergewe my, ek kry hierdie in lyn met u woord, en ek lewe my lewe volgens u woord. Maar as daar 'n aspek in jou lewe is, wat nie onderhewig is aan die woord van God nie, dan is dit baie maklik wanneer jy gekonfronteer word met iets wat ook nie onderhewig is aan God se woord nie, dat ons maar eerder dan net stil bly. Ons los dit dalk maar eerder net, want ek besef, my dinge is nie reg nie. Maar die Here sê, elkeen van ons moet werklik ons lewens rig volgens sy woord. Ons moet onderdanig wees aan die woord van God. Kom ons lees wat gebeur verder in vers 4 tot 5. En die wat daarby staan sê, skel jy die hoëpriester van God uit? Daarop sê Paulus, ek het nie geweet, broeders, dat hy hoëpriester is nie, want daar staan geskrywe, van 'n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie. Dink jy Paulus het regtig nie geweet dat Ananias die hoëpriester is nie? Ek dink hy het geweet. Maar ek dink hy wou twee goeters aanspreek in die manier hoe hy hierdie geantwoord het. Want eerstens sien ek dat Paulus gesag het, ontzag het vir die posisie wat Ananias homself in bevind. Want hy sê, in daai gedeelte sê hy, hier einde vers 5, van 'n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie. So hy sê, ek mag nie kwaad spreek van iemand in daai gesagsposisie nie. Maar die persoon wat in daai gesagsposisie is, moet dieselfde gesag hê vir daai posisie as wat hy verwag die mense vir daai posisie moet hê. Gesag word deur God ingestel. Nie om gemisbruik te word nie. Nie vir jou eie win nie, maar vir die plan wat God het vir sy koninkryk. As jy in 'n gesagsposisie is en jy wil jou eie koninkryk uit dit uitbou, dan is jy op 'n baie gevaarlike plek. As jy in 'n gesagsposisie is en jy misbruik daai posisie van gesag, dan moet jy versigtig wees, want die Here gaan met jou werk. Hy gaan jou of in lyn kry of hy gaan jou uitkry. Dis die een van die twee opsies wat jy jouself in bevind. Nadat Paulus hierdie geantwoord het, gebeur daar iets baie interessants. Kom ons lees vanaf vers 6 tot 10. En omdat Paulus geweet het dat die een deel uit Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan, het hy in die raad uitgeroep: Broeders, ek is 'n Fariseer, die seun van 'n Fariseer. Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak, want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of gees nie, maar die Fariseërs bely albei. Toe was daar 'n groot geroep en die skrifgeleerdes van die party van die Fariseërs het opgestaan en heftig gestry en gesê: Ons vind geen kwaad in hierdie man nie, en as 'n gees met hom gespreek het of 'n engel, laat ons nie teen God stry nie. En toe daar 'n groot twis ontstaan het en die owerstes oor 1000 gevrees het dat Paulus deur hulle verskeur sou word, het hy die soldate bevel gegee om te gaan en hom met geweld weg te neem onder hulle uit en in die kamp te bring. So, hierdie is nou vir my 'n baie interessante ding wat hierso gebeur. So Paulus deel, hy begin praat en hy sê, my lewe is reg voor God. En hulle slaan hom. En toe spreek hy hulle aan oor die aksies wat hulle gedoen het, deur om hom te slaan, voordat hy eers veroordeel was. En toe kry hy 'n ander plan. En hy sê, ek is 'n Fariseer van Fariseërs. My pa was ook 'n Fariseer. En ek staan hier veroordeel oor dat hy glo in die dood. 'n Lewe na die dood, nie in die dood nie. Lewe na die dood. Nou wat bedoel hy daarmee? Want wat deel Paulus? Paulus deel die goeie nuus, die evangelie van God, wat opgesluit is in wat Jesus kom doen het. Jesus moes nie net sterf nie, hy moes ook opstaan uit die dode uit. En dit is wat Paulus deel, en dit is hoekom hy nou hierso staan. Maar hy besef, hier gaan nou twis kom tussen hulle. Want die Fariseërs glo in lewe na die dood, hulle glo in engele, hulle glo in gees,
maar die Sadduseërs doen nie. So hierdie is almal geleerdes. Dit is die slimstes van almal in Jerusalem. En daar tussen hulle is daar 'n skeiding nog steeds. Want die Sadduseërs sê, as jy dood is jy dood, dis verby, daar's niks verder na die dood nie. Ek wil vir jou sê, daar's mense vandag wat nog so glo. Daar's mense wat vandag nog glo dat daar is nie engele nie, daar is nie lewe na die dood nie. Fariseërs en Sadduseërs is vandag nog, hulle word dalk net nie so genoem nie, maar daar's nog steeds mense wat dit glo. En die maklikste manier om te verstaan die verskil tussen 'n Fariseer en 'n Sadduseër is om die Engels praat so mooi daarvan. Hy sê they are sad, you see, because they don't believe in life after death. So dis hoekom hulle sad is. So dis 'n Sadduseër, iemand wat nie glo in lewe na die dood nie. Nou Paulus gebruik daai geleentheid. En hy sê vir hulle, ek staan hier veroordeel omdat ek eintlik glo in lewe na die dood. En ewe skielik begin hierdie Fariseërs en Sadduseërs teen mekaar draai. En die Fariseërs sê nee, maar dan as 'n engel dit dalk vir hom gesê het of iemand dit vir hom gesê het, ons kan nie teen dit gaan nie. En dit is presies wat Gamaliel gedoen het. Ek weet nie of julle kan onthou toe hulle in die begin van Handelinge toe hulle praat oor alles wat gebeur rondom Jesus en hulle sê hoe gaan ons hierdie mense stil maak, hierdie Christene, hoe kry ons hulle stil? Toe sê Gamaliel iets. Hy sê as hierdie van God af is, gaan julle dit nie stop nie. As dit nie van hom is nie, moet julle nie bekommerd wees nie. En in hierdie geleentheid sê die Fariseërs maar eintlik dieselfde. As hierdie opdrag wat Paulus ontvang het van God af is, hoe kan ons dan eintlik teen dit gaan? Hulle stem nie saam met hom noodwendig in dit nie, maar hulle besef dat daar is 'n moontlikheid dat hierdie van God af is. En hulle kan nie daarteen stry nie, maar hierdie twee groepe is nou in mekaar se hare. Soveel so dat hulle eintlik Paulus wou verskeer oor dit wat hy deel. Nou ek was nog nooit in so 'n situasie gewees nie. Ek was al in konfronterende situasies, fisies en verbaal, waar 'n mens goeters moes uitpraat en wanneer ons in konfrontasies is dit nie lekker nie. Dit tap ons baie keer fisies en emosioneel uit wanneer ons in moeilike gesprekke moet sit met mense. En dit is nie lekker nie. Maar hier staan Paulus en hulle wil hom, die Romeinse man oor 1000 spring in en sê vir die soldate, haal hom daar uit want hy's bang hulle gaan hom verskeer. So hierdie moes vir Paulus 'n massiewe oomblik gewees het, fisies en emosioneel. Ek kan nie vir Paulus praat nie, die skrif sê nie dit nie. Maar ek kan myself net indink, hoe moes dit gewees het? Want ek was nog nooit in so 'n situasie nie. Maar die situasies wat ek al in was vir my fisies en emosioneel tappend gewees. So hoe moes dit vir Paulus gewees het? Kom ons lees wat gebeur in vers 11. En die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê, hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. Vir Jesus om te kom en vir Paulus te sê, hou goeie moed, beteken dat Paulus nie goeie moed gehad het in daai oomblik nie. Ek weet nie hoe jy sou reageer in so 'n situasie nie. Ek weet nie hoe ek sou reageer het in so 'n situasie nie. Maar dit sou nie maklik gewees het vir my nie. En Jesus kom na Paulus toe en hy sê, hou goeie moed. Soos wat jy van my moet getuig in Jerusalem, so gaan jy van my moet getuig in Rome. En hy gee vir Paulus hoop. Maar wat vir my opvallend is nêrens in hierdie hele gedeelte lees ons van die kerk wat in Jerusalem is nie. Niks lees ons van hulle nie. En ek sê nie hulle het nie vir hom gebid nie, maar dit is net vir my baie opvallend dat ons niks lees rondom die kerk wat Paulus eers probeer ondersteun in hierdie situasie nie. Dit is asof hy alleen was in hierdie omstandighede. Maar God kom en hy sê vir hom, hou goeie moed. Ek wil hê jy moet aan daai woorde vashou.
wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer dit dalk vir jou voel asof daar niemand is wat jou ondersteun nie, wat dit voel asof jy alleen die pad stap. Jy stap hom nie alleen as jy die pad stap wat die Here vir jou uitgelê het om te stap nie. Ons het 2 weke terug die vraag gevra, moes Paulus Jerusalem toe gaan, want die Heilige Gees het hom heeltyd gewaarsku, en op 'n plek sê hulle, moenie Jerusalem toe gaan nie, want dit gaan sleg met jou daar gaan, en op 'n ander gedeelte, waar is daar weer profetiese woord gesê, en gesê, as jy Jerusalem toe gaan, gaan jy geboei daar wees, en jy gaan onderhewig wees, die Jode gaan jou oorgee, en sy eie vriende sê vir hom, luister, moenie gaan nie, en hy sê, ek moet gaan, en in hierdie gedeelte kan ons eintlik sien, dat dit wat hy moes gaan doen het, hy besig is om te doen. Dis dalk nie lekker vir hom nie. Dis dalk nie iets wat hy graag wil doen nie, maar hy is in die plan wat God vir hom uitgelê het. En ek wil vir jou vandag sê, dit gaan dalk nie alles lekker wees, die plan wat die Here vir jou het nie. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar hou goeie moed. Hy het 'n plan en hy is besig om daai plan in jou lewe uit te voer. Laat toe dat hy jou voetstappe rig in die pad wat hy wil hê jy moet stap. Ek kan dink, Paulus se gemoed moes daarom nou beter gewees het. Ek wonder hoe my gemoed sou wees as ek Jesus ontmoet en hy sê, hou goeie moed Johan, jy stap die pad wat ek vir jou wil hê, jy gaan waar ek wil hê, en ek dink ons almal sal 'n bietjie jubel en juig en bly wees as ons daai ontmoeting kon gehad het. Maar kom ons lees wat gebeur volgende, vers 12 tot 22. En toe dit dag geword het sommige van die Jode saamgespan en hulle self vervloek deur te sê dat hulle nou nie sou eet of drink totdat hulle Paulus doodgemaak het nie. En daar was meer as 40 wat hierdie sameswering gemaak het. Hulle het na die owerpriesters en die ouderlinge gegaan en gesê, ons het ons met vervloeking verwens om niks te gebruik totdat ons Paulus doodgemaak het nie. Laat dan nou saam met die raad aan die owerstes oor 1000 weet om hom môre af te bring na u toe, asof u oor sy saak noukeurig ondersoek wil doen, en ons is gereed om hom uit die weg te ruim voordat hy by u kom. Maar die seun van Paulus se suster het van die hinderlaag gehoor en hy het gekom en in die kamp gegaan en dit aan Paulus vertel. En Paulus het een van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê, bring hier die jong man by die owerste oor 1000, want hy het iets om aan hom te vertel. Daarop neem hy hom saam en bring hom by die owerste oor 1000 en sê, die gevange Paulus het my na hom geroep en versoek om hierdie jong man na u te bring, omdat hy iets het om aan u te sê. Daarop vat die owerste oor 1000 hom by die hand en gaan een kant toe en vra, wat het jy om aan my te vertel? En hy sê, die Jode het ooreengekom om u te versoek, om Paulus af te bring na die raad, asof hulle iets noukeurigers omtrent hom wil verneem. Laat u dan nie deur hulle oorhaal nie, want meer as 40 man van hulle lê hom voor wat hulself vervloek het, om nie te eet of te drink totdat hulle hom omgebring het nie. En nou is hulle gereed om wag op u toestemming. En die owerste oor 1000 het die jong man laat gaan en hom beveel gegee, vertel aan niemand dat jy dit aan my bekend gemaak het nie. So, hierso is Paulus sy gemoedere dalk goed. Hy besef die Here is nog steeds in dit met hom. En hier kom sy susterskind. Sê ek het vir jou goeie nuus. 40 ouens het gesê hulle gaan nie eet of drink totdat hulle jou nie doodgemaak het nie. Nou my gemoed sal bietjie my skoene insak. Nou ons hoor hierdie is 'n Romeinse man oor 1000. So daar is baie Romeinse soldate in Jerusalem in daai tyd. Hoekom het hy nie net daai 40 ouens doodgemaak nie? Hoekom het hy nie net uitgegaan en klaargemaak met hulle nie? Want die doel van die Romeine was nie om oorlog te maak teen die Jode nie. Hulle moes die vrede bewaar het. Maar Paulus is besig om moeilikheid te maak in hierdie dorp. En hierdie man oor 1000 sit in 'n moeilike posisie. Wat moet hy nou doen as gevolg van hierdie? Want as hy nou gaan, dan gaan hy oorlog veroorsaak. En dan gaan die Romeinse burgers, die Romeinse raad,
vra, wat gaan aan? Wat het jy gedoen? Hoekom het jy hierdie laat gebeur? So nou wat moet hy doen? Maar ek wil hê julle moet sien, hoe is God se hand in hierdie situasie? Dat 'n jong man na Paulus toe kan kom. Jesus het nou net aan Paulus verskyn. Hoekom het hy nie net vir hom gesê, hey, môre, daar gaan nog slegte nuus kom. Hy kon hom alles vertel het wat nodig was vir Paulus. Maar God kies om mense te gebruik. God kies om elkeen van ons wat hierso sit te gebruik, om sy koninkryk uit te bou, om sy wil te laat kom in hierdie aarde. En hy gebruik 'n jong man, sodat Paulus beskermd moes bly. Mag ons hierdie skrif lees en besef dat daar is moeilike goeters wat moontlik in jou lewe gebeur. Maar hou moed. Die Here is saam met jou in daai situasie. Moenie dat die aanslae van die wêreld vir jou meer raak as jou hoop en jou geloof in Jesus Christus nie. Hou jou oë gefestig op Jesus. Maar hierdie man oor 1000 besef, hierdie situasie is nou bietjie groter as wat hy kan hanteer. Hierdie situasie moet hy nou eskaleer. So kom ons lees wat gebeur in vers 23 tot 35. En hy het 2 van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê, hou 200 soldate gereed om na Caesarea te gaan en 70 ruiters en 200 liggewapende manne teen die 3de uur van die nag en sorg vir pakdiere dat hulle Paulus daarop kan sit en veilig na Felix, die goewerneur, oorbring. En hy het 'n brief geskrywe met ongeveer hierdie inhoud. Claudius Lysias aan die hoofgedele goewerneur Felix, groete. Toe hierdie man wat deur die Jode gevang is, op die punt gestaan het om deur hulle omgebring te word, het ek met die soldate bygekom en hom gered, omdat ek verneem het dat hy 'n Romein is. Maar omdat ek te wete wou kom wat die oorsaak was waarom hulle hom beskuldig het ek hom na hulle raad afgebring en uitgevind dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet, maar dat hy nie aangeklag word van iets wat die dood of boeye verdien nie. En omdat aan my meegedeel is dat daar deur die Jode 'n komplot teen die man sou gesmee word, het ek hom met eens na u gestuur en ook sy beskuldigers gelas om wat hulle teen hom het voor u te sê. Vaarwel. En die soldate het Paulus geneem soos hulle beveel is en hom in die nag na Antipatris gebring. En die volgende dag het hulle die ruiters met hom verder laat gaan en self na die kamp teruggekeer. En die het in Caesarea gekom en die brief aan die goewerneur afgegee en ook Paulus voor hom gestel. En die goewerneur het die brief gelees en gevra uit watter provinsie hy was. En toe hy verneem dat hy uit Cilicia was, sê hy, ek sal jou in verhoor neem wanneer jou beskuldigers ook aangekom het. Toe gee hy bevel dat hy in die paleis van Herodes bewaak moes word. So Paulus moet nou verskyn voor Felix, die goewerneur van Judea. Want hierdie ding het nou bietjie groter geword as wat die man oor 1000 kon hanteer. Sien julle hoe hierdie eskalasie van probleem eintlik Paulus nader en nader bring aan die volëinding van God se plan vir hom. En hoe die Here ongelowige mense gebruik. Mense wat glad nie omgee oor God nie. Romeinse mense om sy plan te laat uitspeel soos wat hy wil hê dit moet uitspeel. Paulus het ongeveer 2 jaar spandeer hierso voordat hy toe verder gereis het na Rome en ons gaan volgende week daarna kyk. Maar daar gaan kere wees in my en jou lewe wat jy iets deel of jy sê vir iemand iets en ewe skielik het jy teenstand oor dit wat jy doen, oor dit wat jy sê en jy weet nie eers eintlik wat het jy verkeerd gedoen nie. En wanneer jy dalk met die persoon daaroor wil praat, dan wil hulle nie met jou daaroor dalk praat nie.
Ek wil vir jou sê, ons moet altyd soveel as moontlik, so ver as moontlik in vrede kan lewe met almal. Ons moet gaan om situasies uit te sorteer. As daar iets is in jou hart teenoor iemand, gaan sorteer dit uit met daai persoon. Maar as jy alles gedoen het in jou vermoë om dit uit te sorteer met daai persoon, dan moet jy dit oorlos aan die Here. Dat die Here verder kan werk in daai persoon. En stap dan die pad wat jy moet stap met die Here. Ek wil jou met hierdie gedagte los. Jesus sal jou nie begewe of verlaat nie. Hy wil jou lei in die plan vir jou lewe. Moenie hoop verloor en mismoedig raak as jou omstandighede teen jou draai nie. Moenie jou emosies en gevoel bepaal rondom die omstandighede wat jy jouself bevind nie. Moenie kyk na wat rondom jou aangaan en bepaal of die Here goed of sleg is nie. God is goed, punt. Hy is goed. Jou omstandighede bepaal dit nie. Hou jou oë op God wat goed is en vertrou dat hy alles ten goeie mee sal laat uitwerk vir die wat hom liefhet. Ek en jy het 'n keuse om elke dag te maak. Gaan ons nader aan God stap? Gaan ons in Jesus se voetspore volg? Of gaan ons ons eie pad dalk stap? Gaan ons die pad van die wêreld stap? Elke dag, meer as een keer 'n dag, het jy daai keuse om te maak. Wanneer jy gekonfronteer word met iets wat iemand teen jou dalk sê, of iets gebeur in die werk en jy moet 'n keuse maak, hoe gaan ek reageer? Dan het jy 'n keuse, gaan ek dit doen soos wat God wil hê ek moet dit doen, of gaan ek dit doen soos wat my vlees dit gedoen wil hê, of gaan ek dit doen soos wat die wêreld dit gedoen wil hê? As jy gaan kies om dit in God se manier te doen en God te volg en nader aan hom te stap, wil ek vir jou sê, jy moet oukei wees daarmee as die wêreld jou gaan verstoot. Jy moet oukei daarmee wees as mense wat in die wêreld is vir jou sê, jy's nie oukei nie. Iets is fout. Ons moet anders te lyk as die wêreld. Vir ons om werklik 'n verskil te kan maak in die wêreld, moet hulle in ons kan sien dat daar iets anderste is. En daar gaan 'n dag kom wat mense in 'n moeilike posisie is. En hulle gaan nêrens toe uit kan reik, behalwe na God toe nie. En dan is jy moontlik, daai sout en lig in hulle lewe, wat hulle kan sê, hoe het jy vrede in hierdie situasie? Hoe raak hierdie situasie jou nie emosioneel, dat jy kwaad word in hierdie omstandighede nie? Nou kan jy sê, ek ken iemand. Ek wil jou voorstel aan daai persoon. Mag ek en jy werklik sout en lig wees vir die wêreld.